hoop hierdie lesing gaan iets vir jou beteken. Of jy ryk of arm is. Ons het met dieselfde stryd. Dit gaan oor die ryk dwaas. Welvaart wat verloor is. Die gevaar van wêreldsheid, armes en rykes. Die dwaasheid om rykdom na te jaag. Armes en rykes. Liefdevolle Vader, dankie dat Jesus hierdie pragtige gelykenisse vertel het. Om ons te red. En mag ons besef hoe baie lief U ons het. Want as ons weet hoe lief U ons eintlik het, sal ons nie 'n probleem hê nie, want dan is ons prioriteite reg. Gaan nou met ons in Jesus naam. Amen. En een van die skare sê vir hom, Meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, mens, weet my as regter of deler oor julle aangestel. Hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir hebsug. Dit sluit almal in. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Bietjie of die baie nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra. Koöperasie was bly. Hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, het 'n bietjie gedink. Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. En ek sal my daar al my opbrengste en my goed insamel. En hy sien hoe daai nuwe storie gaan lyk. En ek sal vir myself sê, my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink en wees vrolik. Gaat net oor homself. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, en hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie. Hier is vir arme mense en vir ryk mense. Wat is dit wat Jesus in hierdie gelykenis vir ons wil vertel? Vir elkeen van ons. Kom ons kyk. Jesus was besig om te onderrig, en soos gewoonlik was daar ander mense, behalwe sy disippels wat na hom kom luister het. 'n groot gemengde skare. Hy het met sy disippels oor gebeurtenisse gepraat waarin hulle binnekort 'n rol sou speel. Hulle moes die waarhede wat hy hulle geleer het, oral gaan verkondig. Hulle het besef dat Jesus die besondere vermoë gehad het om die waarheid tydelik te verkondig. Hulle het gehoor dat hy beloof het dat hulle wysheid sou hê om voor regeerders en regters te gaan praat. Sou hy nie miskien aardse voorspoed aan hulle gun en voorsien nie? Hulle is bietjie arm. Ag, tog. Jesus, ons hoor wat sê, maar ons is arm. Kyk hoe lyk ons sandale. En een van die skare sê vir hom, Meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Deur Moses het die Here riglyne oor die oordrag van eiendom gegee. Die oudste seun het 'n dubbele deel van sy pa se boedel ontvang, en die jonger broers moes gelykop deel. Hulle beklei onder mekaar. Hierdie man het beweer dat sy broer hom bedrieg het. Hy kon nie die gedeelte kry wat hy gedink het hy moes kry nie. Selfsug. As Jesus tot die geskil sou optree, het hy gedink, kan sy erfporsie groter wees. Don't major in minors. Hy het gehoor hoe Jesus die skrifgeleerdes en die fariseërs bestraf het. As hierdie woorde teen sy broer gebruik kon word, sou hy sy regverdige deel van die boedel terugkry. Het jy al gehoor van die baie bekleierery oor boedels?
Iets vreesliks. Terwyl Jesus met sy ernstige voorligting besig was, het hierdie man sy lelike, selfsugtige karakter geopenbaar. Jy sien, hy kon die vermoë van Jesus waardeer om sy finansiële situasie te verbeter. Hy wil Jesus daarvoor gebruik. 'n selfsugtige ding. Die rykdom van geestelike waardes het nog nie tot sy hart en verstand gespreek nie. Hy was behept met die verkryging van sy eie erfporsie. Ag, tog, don't major in minors. Jesus is die grootste waarde. As ons hom het ons eendag al die skatte van die kosmos. Jesus die koning van heerlikheid, wat vir ons onwilarm geword het, was besig om die skatte van goddelike liefde aan hierdie man te openbaar. Die Heilige Gees het baie ernstig met hom gepleit om 'n erfgenaam van die onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis te word. Jesus gee hom ander waardes. Wat dit? Hy het die bewyse van Jesus se krag gesien. Hy het nou die geleentheid gehad om vir die geskenk van die ewige lewe te vra. Maar so Simon Magus het hy die geskenk van God as 'n middel gesien om ryk te word. En daar's baie mense. Ek sien op die telly evangeliste, hoe hulle in die moeilikheid nou geld gesteel van mense. Dit gaan nie oor geld nie. As 'n groter skat is geld. Die Heiland se werk op aarde was so te sê afgehandel. Daar was net 'n rukkie oor om van die koninkryk van genade te praat. Dit is so lekker om die agtergrond te sien van hierdie gelykenis. Selfsug oor 'n dispuut van 'n stukkie grond, so net vir Jesus van sy werk af weggehou het. Hy het nie tyd daarvoor gehad nie. Hy sou beslis nie sy fokus van sy belangrike werk verloor nie. En hy antwoord die man, mens, en ek sien hoe kyk hy na Jesus. Wie het my as regter of deler oor julle aangestel? Presies my. En een van die skare sê vir hom, meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord, mens, wie het my as regter of deler oor julle aangestel? Hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir hebsug, armryk die lot. Want iemand se lewe, met hoofletters, bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Ek het van die rykste miljonêers ontmoet, maar van die ongelukkigste mense ook. Daar's 'n ander vreugde wat hy vir rykes en armes wil gee. Dit is sy liefde. Jesus kon vir hom gesê het wat reg was. Albei die broers was in 'n woordewisseling, want albei was gierig. Jesus het eintlik gesê, dis nie my werk om rusie tussen julle twee te kom oplos nie. Hy het vir 'n ander doel gekom, en dit was om die evangelie te verkondig en mense op die werklikheid van die ewigheid te wys. En ek en jy moet dit onthou. Dit is nie ons golden handshake aan die einde van ons loopbaan nie. Dit is 'n ander golden street on the New Jerusalem. Daar is 'n belangrike les wat ons in Jesus se optrede moet raak sien. Toe die 12 uitgestuur het hy vir hulle gesê, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak gou. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Hy moes nie tyd mors op sosiale konflik nie. Nee, dit is nie Jesus se werk nie. Hulle werk het daarin gelê dat hulle mense moet help om met God te versoen, nie om goeders op te los nie. En hierdie werk lê krag om die mensdom te seën. Jesus is die enigste raad
vir die sondes en die hartseer van die mensdom. Dit moet prioriteit kry. Nie erfporsies of nog R1 miljoen bymekaar maak nie. Dit is uitsluitend die evangelie van genade, wat die ewels van die samelewing tuister, dit te genees. Die ewel van die samelewing kan genees word, as Jesus 'n groter plek in ons gedagtes kry. Die onregverdigheid van die rykes teenoor die armes, en die armes se haat teenoor die rykes, is in albei gevalle in selfsug gewortel. Dit kon net deur onderwerping aan Jesus uitgeroei word. Soos jy baie arm is, selfsug, onderwerp jy aan Jesus. En as jy 'n biljoenêr is, onderwerp jy aan Jesus en begin waarlik te lewe. Dis net hy alleen wat vir die selfsugtige hart 'n nuwe een vol liefde kan gee. In verhouding met hom lê ons grootste rykdom en vreugde. Jesus het na die wortel van hierdie man se probleem gewys en gesê: pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Want iemand se lewe, luister mooi, bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Dis nie wat ek besit nie, maar wie my besit, wat my sinvolle lewe gee. Toe vertel hy hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra. Hey. En het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Die koöperasie kan dit nie eens vat nie, so baie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek, ek kan 'n kontrakteer en groter bou. En ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. Dink jy dis die mense daar verbyloop? En ek sal vir my siel sê, siel, hey man, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Moenie bekommerd wees oor inflasie nie. Neem rus, relax, eet, slaat dit op, wees vrolik, geniet die sonde. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wissen sal dit wees. So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Wat is dit wat Jesus met hierdie gelykenis vir ons vertel? Kom ons kyk. Die reën van die hemel val op beide goeies en slegtes. Die Here beskik dat gesaaides hulle ryke oeste lewer. Die ryk man was 'n bietjie gestres oor wat hy met sy groot opbrengs moet doen. Hey, wat moet ek maak? Het hy opsies gehad? Ja. Hy het nie besef dat die Here hom 'n rentmeester van sy goedere gemaak het om in die behoeftiges se nood om te sien nie. Ek kry iets wat eintlik nie myne is nie. En die iets wat ek gekry het, moet ek aanwend in die Here se saak. Aanwend om mense te help. Hy het 'n geleentheid gehad om God se weldoener te wees, maar hy het uitsluitlik aan sy eie gerief gedink. Die haglike toestande van die armes en die ellendiges was onder sy aandag gebring. Daar was soveel plekke waar hy mense in nood kon gehelp het. Maar nee, hy kon die grootste geluk geniet het deur hierdie goed uit te deel. Want hy nog genoeg gehad om vir dit nog 20 jaar te leef. Gebede vir brood en klere kon beantwoord word en 'n melodie van lof kon na die hemel opgestyg het. Want om te gee maak jou so gelukkig. Dink uit hoe jy kan gee. Gedurig gee. Alles is net 'n glimlag. Psalm 68. Jy het oorvloedige reën laat uitsak, o God.
het u verdorde land weer lewe gegee. Oorvloedige voorsiening vir die behoeftes van die armes is gemaak met die seëninge wat die Here op die ryk man uitgestort het. Daai behoeftiges, hy moes hulle gehelp het. Die Here gee vir ons die vreugde om mense te help. Want om het vir jouself te hou bring ongelukkigheid. Jy kry ook nooit genoeg nie. Toe besluit hy dit. Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Oh, jy is nie als kan uitleef nie. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. So lewensdroom was nie hoër as die van die diere wat vergaan het nie. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker, drink, wees vrolik. Hierdie man het net vir homself geleef. En hy was baie ongelukkig. Hy sien vir homself 'n blink toekoms. Hy wil nou net agteroor sit en die vrugte van sy arbeid geniet. Hy sien homself as begunstig bo ander en hy klop homself op die skouer daarvoor. Sy kollegas beskou hom as 'n skrander sakeman wat in die sakekamer behoort met 'n gesonde oordeel. Maar die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Terwyl hy selfsugtig na jare van plesier uitsien, het die Here vir hom die volgende gedagte gehad. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog sal jy jou lewe van jou opeis. En wie kry dan alles wat jy opgegaar het? In 'n breek van 'n sekonde, vir dit waarvoor hy vir 'n leeftyd lank gewerk het, waardeloos. En wie kry dan alles wat jy opgegaar het? Skielik is hy nie meer in beheer nie. Psalm 39. Die mens leef soos in 'n droom. Hy sloof hom af vir niks. Hy gaar op. Maar hy weet nie, wie dit sal kry nie. Hy weet ook nie hoe die kinders gaan beklei oor die erfpos nie. Dit wat nou vir hom van waarde sou wees, het hy verbeur. Selfsug het verhoed dat dankbaarheid na sy medemens kon vloei. En dit is so lekker om mense te help. Dankie, dankie, sal hulle sê. Hy het die aardse bo die geestelike gekies en nou verdwyn hy met die aardse in die vergetelheid. Jy mag selfsugtige planne koester, skatte ophoop, groot geboue oprig soos die bouers van antieke Babylon. Maar jy kan nie 'n muur so hoog bou of 'n poort so sterk maak om die boodskappers van die dood uit te hou nie. Belsasser, die koning, het 'n dronkparty gehou en die gode van goud, silwer en koper, yster en hout geprys. Hy sit daar in die magtigste posisie in die wêreld. Maar die hand van die onsienlike het woorde van oordeel oor die paleismuur geskryf. Mene tekel farsun. Die feesgangers hoor die voetstappe van die magtige vyand by die paleispoorte. Koor is die groote en daar is die meerders op pad. En dan die tragiese woorde. En dieselfde nag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, gedood. Is dit nie verskriklik nie? En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy seun. As jy die seun het, het jy alles. Hy wat die seun het die lewe in oorvloed en vreugde in oorvloed. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. En die duiwel bluf mense en sê, dit gaan jou gelukkig maak. En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede, vir hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lewe, ware lewe, is nie iets nie. Het is iemand. En daai iemand is Jesus. As jy hom het jy alles. Ek
praat eendag met 'n man, hy het alles verloor. Hy sê vir my, hy was nog nooit so gelukkig soos nou nie. Volgende keer, die saad wat groei, maar ek wil julle net ietsie vertel. Dis 'n legende. Die werker sê vir sy baas, die dood was nou hier by my. Ek moet pad gee, ek moet na Teheran toe vlug. En hy's weg. En die dood sê vir die baas, ek wag vir hom in Teheran. Liefdevolle Vader, dankie vir die goedheid en die liefde. En mag ons besef om U te besit is groter as enige aardse besitting. Maak ons weggee mense wat deel met ander. In Jesus naam.